Hallo, ek is Willie Botha. Ons is tans besig met 'n reeks waarin ons praat oor die gedagte van hoe verkondig 'n mens die evangelie van Jesus Christus in hierdie tyd en wêreld waarin ons lewe. Ons het 'n bietjie stil gestaan en gesê eers dat in Romeine 1:16 Paulus gesê het, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daarna het ons ook gekyk na die aspekte van kennis en hoe belangrik dit is dat ons die woord ken en gesagvol daaroor kan praat. Dan het ons ook verder gesê dat 'n mens die reg moet verdien om aangehoor te word. Vandag is die gedagte lewe hoop. Hoop is die verwagting dat die dinge wat nog gaan kom goed en mooi gaan wees. En daarom wil ek graag vandag vir jou vra om saam met my geïnspireerd te wees van 'n verwagting van die toekoms wat die mooi en die positiewe raak sien. Natuurlik is hoop baie groter en wyer as die krag van positiewe denke. Dit word teologies begrond in dit wat Romeine 15:13 ons leer, wanneer daar geskrywe staan, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mens kan amper ook dieselfde gedagte in die psalmdigter in Psalm 18:29 wanneer hy sê, U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is rondom my. Kom ons gaan terug na die Romeine 15:13 gedagte, dat as God die bron van hoop is, as hy die gewer, die skenker van hoop is, as hy die fontein en bron daarvan is, dan moet ons dalk tot die gevolgtrekking kom, dat hoop en of ek hoop ervaar of nie van myself afhang nie, maar dat dit van buite afkom, dat ek bloot die ontvanger daarvan is. Dan kan hoop nie meer aan my omstandighede of my situasie, my gesondheid of my emosies vasgemaak wees nie, want God gee dit dan vir my. God wil ook hê dat ons gelukkig moet hê, dat ons vreugde en vrede sal ervaar, sodat die hoop van God al hoe sterker in my kan word. En dan sluit hy die gedagte af deur die krag van die Heilige Gees wat in my werk. God is nie net die skenker van die gewer van die hoop, die oorsprong van die hoop nie, maar hy is ook deur die Heilige Gees die bewerker van hoop. Dit is soos 'n vrou wat na 'n kleremaker toe gaan en hy maak vir haar 'n rok wat by haar figuur pas, wat na haar smaak is, wat die kleure het wat sy van hou, en daardie rok pas perfek. God maak hoop pas maak, soos 'n kleremaker 'n rok vir 'n vrou maak, gee God deur die werking van die Heilige Gees vir ons, vir my en vir jou, pas maak hoop. En daardie hoop is regtig iets wat aansteeklik is. Dit is soos die suurdeeg wat deeg deurtrek en die smaak en die kwaliteit daarvan verander. Dit is soos 'n lieflike geur wat 'n vertrek vul. As ek en jy draers van hoop kan wees en nie na die omstandighede of onweerswolke kyk wat saampak nie, is ons besig om op 'n baie effektiewe manier 'n groot aantrekkingskrag te wees vir die evangelie van Jesus Christus. Kom ek en jy gaan wees verwagters van hoop. Mense wat 'n toekoms verwag, omdat dit is wat ek deur my oë waarneem nie, maar dit is wat God vir my beloof het, dat hy altyd by my sal wees. En dit is vir my genoeg. Baie dankie. Amen.